Goeiedag. Vandag kyk ons na sosiale implikasies vir graad 10's. Hieronder val die term ergonomie. Wanneer daar van rekenaarergonomie gepraat word, is die fokus op die manier waarop mense hulle rekenaars gebruik. Dit wil sê, die doel is sodat mense dit so gemaklik as moontlik gebruik en sonder om enige beserings op te doen. Ongelukkig kom daar soms gesondheidskwessies wel na vore, wanneer lang ure voor 'n rekenaar spandeer word. By invoertoestelle kan jy byvoorbeeld 'n seer nek hê, hoofpyne, rugpyne, spier- en gewrigstremming. Dit is as jy byvoorbeeld jou spiere of jou gewrigte oorys terwyl jy die sleutelbord gebruik, en by uitsettoestelle wat byvoorbeeld monitors of oorfone is, monitors wat jy lang ure na kyk en oorfone wat te hard is, kan daar probleme wees soos oogstremming, hoofpyn en gehoorskade. Maar daar is darm oplossings vir hierdie probleme. Dit is ergonomiese ontwerpte toestelle. Hieronder is stoele wat kan vorentoe en agtertoe beweeg op wielietjies en wat goeie ondersteuning vir jou rug bied. Fiksheidsballe soos die wat jy kry by die gym of by fisioterapeute, goeie lessenaars, verstelbare sit-staan werkstasies wat op en af kan beweeg, skootrekenaars, spesiaal gevormde sleutelborde, spesiale muise, polsditte of gel pads. Om 'n goeie postuur voor die rekenaar te hê, kan jy gerus na die volgende oplet. Die bokant van die skerm moet gelyk wees met jou oë, ongeveer 'n armlengte weg. Ontspan jou skouers. Probeer om jouself hoog genoeg te posisioneer sodat jy nie jou skouers hoef te rek en strek nie. Die sleutelbord moet net onder elmbooghoogte wees. Die sitplek hoogte moet eweredig wees sodat dit die voor- en agterkant van jou duie kan ondersteun. Die rugkant van die sitplek moet goeie larig ondersteuning bied, so indien nodig kan jy wel kussings by jou rug nog sit. Die rekenaar en skerm moet direk voor jou op die lessenaar wees. Die skerm en sleutelbord moet in die middel wees. Moenie jou rug draai om op dit te werk nie. Die muis moet in lyn wees met jou elmboog. Gesonde wenke vir die gebruik van 'n rekenaar. Staan gereeld op en moenie vir ure aan ure voor die rekenaar net sit nie. Kyk na ander voorwerpe in die lokaal in plaas daarvan om net stip na die skerm te staar. Ken sleutelbordkortpaaie, sodat jy so min as moontlik sleutels hoef te gebruik. Doen toepaslike oefeninge om spanning te verlig. Wees versigtig wanneer jy oorfone of speakers gebruik met die volume, want dit kan jou ore beskadig. Kantel die skerm effens om refleksie of glans van die skerm te vermy. Maak seker dat daar voldoende beligting, ventilasie, lugsirkulasie in die vertrek is. Met ander woorde, maak seker dat dit nie te lig of te donker is nie en dat daar genoeg suurstof in die lokaal is. In vandag se lewe spandeer ons ongelukkig ure en ure voor 'n rekenaar. Dit kan wees omdat ons werk of dit kan wees omdat ons speel. Daar is sekere gesondheidsrisiko's wat wel voorkom. Dit is oormatige beserings van die hand. Baie tiksters kry na baie jare hulle arthritis in hulle vingers omdat hulle so baie getik het. Vetsug, dis oorgewig, kom ook voor omdat mense nie meer so baie rond beweeg nie en net voor 'n rekenaar sou sit en speletjies speel of werk.
spier- en gewigsprobleme, oogspanning en selfs gedragprobleme, soos byvoorbeeld aggressiewe gedrag, kan voorkom. Daar is 'n bietjie oplossing wat ouers kan doen om te verhoed dat hulle kinders aan enige van hierdie probleme ly. Hulle moet ten minste 1 meter van die skerm af sit. Hulle moet gereeld pauses neem. Hulle moet ander aktiwiteite doen, so sport of enige ander stokperdjie, iets wat hulle bietjie meer fisies betrokke sal kry.